With the kind cooperation of Mnet's Carte Blanche and comedian Eddie Eckstein, storyteller Tolla van der Merwe, who usually brings the house down the moment he opens his mouth, was made to believe that this was a real live broadcast. But the audience was told not to laugh. Jy het veral naam gemaak op Spies en Plessis en veral dink ek met jou karakteruitdelings. Daar een is wat ek nooit sal vergeet nie, dan is dit die rekkie. Wil jy nie vir ons wys hoe lyk die rekkie nie? Alright, ek het eintlik gedink om iets anders te doen, maar dan gaan ek vir julle die rekkie vertel. Nou kyk, die rekkie is maar 'n gedagte wat ek geskiedelik gekry het die aand wat ek eerste keer opgestap het. Hy sê hy kom daar by 'n winkel op die grens. Nou, ons het heavy winkels daar. Hulle het ook al hierdie tils wat digitaal is, nee. Jy koop jy goed met die strippietjies op. Dan skryf hulle net oor, daar staan daar wat hy kos. Ek koop haar boksie meetjies en sê die dame daar by die til skryf hom so oor, daar staan R7.88. Ek sê juffrou, jy is seker van die pad af, man. Hoe kan 'n boksie meetjies R7.88 kos? Sy sê as hierdie til sê hy kos R7.88, dan kos hy R7.88. Hy sê, juffrou, jy weet seker wat jy kan maak met 'n R7.88 se boksie meetjies. Sy sê seker ongelukkig nie, want as dit klaar R38 se komkommer. So werk hy maar. Eddie, I'd like you to give us an example of what you consider to be funny in the South African context. South African joke. Yeah, I think give, All right. give it to us. Can I stand up? Yours. Can I stand up and do this? The floor is yours, sir. Hey, just like eat my knee. All right, Mike Skitter, Jimmy Abbott. They decide they're going to go fishing there. So, and they vang vis al en they're dopping there and it's braaivleis and it's boerewors and it's pap and alles. And they're also going in the line and dopping and going in the line. 12 o'clock, they catch the first little vissie, man. So a klein ding. Says we were pap alles. He says, you realize this little vissie has cost us 350 rand. But Jimmy says, just like this is why we didn't catch another one. Eh? Maybe, can you tell the other joke you were going to tell? All right. Yeah, I think I went over their heads a bit. Ja, hier is nou, Yeah. die man en die vrou ry met 'n bakkietjie vir die eerste keer gaan hulle see toe. En die ou man sien nou die mooi dames wat daar verbystap met die bikinis aan. En hulle ontstig hom, want hulle is mooi vir hom. Hy het so lang tyd gesit, toe druk hy so aan die ou vrou, en hy sê, mama, dis daarom maar die fyn houtjies wat die vuur aan die brand steek. En sy sit so 'n tydjie, en sy druk hom so aan, sy sê, papa, maar is daar maar die dik hout wat die kos gaar maak. Nou, dis waaroor het gaan. Tolla, dit lyk vir my, ons het dalk 'n bietjie baie Engelse in hierdie gehoor. Wil jy nie probeer om 'n bietjie... Sal ons jou nog 'n kans gee? Ek dink jy's 'n moeiste fout met hulle. Ek kan nie almal nie Afrikaans verstaan nie. Daar moet 1 of 2 ouens, nie een kyk my nie, nie een lag Tolla, nie. please, why don't you just give us your funniest story? Nou, please, ek sal doodvallen, ek sal nie weer 'n storie Tolla, doen. just your funniest story. I love these stories. You see? Hey? My Yeah, van die they're storie is 'n fantastic, lang storie en alles sit soos dooie lyke daar. Ek het nog nooit so iets beleef nie. Ek sal doodgaan nie. Nee, Maybe it wasn't your best one, Tolla. Ag asseblief. Hey? Ek sal hulle nooit weer groet nie, een van die ouens. En kyk wie het vir jou gelag. Nou voel ek baie beter. Dan heb ik zo mijn blijde zin weer. En toen lag niemand en dacht, nou is ik helemaal mijn moeder. Dan ga ik maar zeggen, nou is ik zo verlacht. Dan gaan het dubbele dop druk nou. Ja, zo.